Goeiemôre vriende, so op 'n donderdagoggend die 28ste Mei 2026. Bazaar is om die draai, is oormôre. Vriende, as julle enigstens nog ou olifante het wat julle wil hê ons moet daar by julle kom haal, wat julle vir ons kom afgooi, sal dit great wees vir 'n Saterdag se bazaar. As julle enigstens ergens betrokke wil wees, vriende, laat ons gerus weet, sodat ons julle dan ook ergens kan indeel. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir u liefde, u genade en die alomteenwoordigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons weer, ons is hier by Hebreërs, ons is so aan die einde van hoofstuk 4, wat ek die laaste, ek gou vinnig kyk, so 2 versies, met julle wil hanteer. Ek gaan julle net weer inbring in die konteks in. Hierdie brief is geskrywe, vir die hoofdoel van hierdie brief wat geskrywe is, was om gelowiges te waarsku om nie van Jesus Christus al weg te draai nie, né? So dis die konteks, dis die heeltyd wat julle in gedagte moet hou in julle agterkop wanneer julle hierdie gedeelte lees. Ons sien dat hierdie lesers wat hierdie boek gelees het, wat het vervolging beleef, hulle het swaar gekry, hulle het moedeloos geraak en hulle het die gevaar geloop om terug te keer na hulle ou weer toe. En nou kom die Hebreërs skrywer hierso in Hebreërs 4 vers 14 en hy sê dan: terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus die seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Laat ons vashou aan die geloof wat ons bely, né? Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die seun van God, laat ons vashou in die geloof wat ons bely. Nou so hy kom sê eintlik hierso maar net vir die mense binne in die konteks. Ek weet julle kry swaar, ek weet julle beleef vervolging, ek weet julle is baie moedeloos, maar ek wil vir julle kom sê, hou vas aan Jesus die seun van God, ons hoëpriester, né? Hou vas aan hom. Moenie dat julle losgeruk word deur enige iets anders, of hier waar julle staan nie, deur 'n afgodery oor mense wat sê, ag, sien nie moeite werd om hierdie Jesus te aanbid nie. Hou vas aan hom. Hou vas aan hom. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoekings onderwerp, maar hy het nie gesondig nie, né? So wat ekskuus tog. So wat die Hebreërs beskryf, wil ek ons sê, hou vas aan hierdie seun, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely, hou vas aan Jesus Christus, ons hoëpriester. Hy is iemand wat absoluut medelee met ons swakhede kan hê. Hy weet ons is voete van klei, hy weet ons wiele val af. Hy het medelee daarmee, hy is ook versoek, hy het al hierdie goed gedoen. Wel ja, hy het nie aan die goed toegegee nie, hy het nie aan die versoeking toegegee nie, né? Hy het geensins gesondig nie, maar hy weet waarheen ons gaan, en daarom het hy so 'n groot stuk empatie met julle, kom sê die Hebreërs skrywer, kom sê hy ook vir jou, inderdaad vir jou en vir my. Dan vers 16, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word, né? So, wat hy maar net kom sê, as jy aan Jesus vashou, as jy weet dat hy ken jou swakhede, hy weet jy het voete van klei, hy weet dit, dan sê hy na hierdie persoon toe, na hierdie Jesus toe, hierdie een wat begryp, wat ons begrip vir ons het, wat weet waarheen ons gaan, wat selfs versoek is, het nie gesondig nie, maar hierdie Jesus, hy weet wat dit beteken, na hom toe kan julle met vrymoedigheid, kan julle gaan, en kan julle behoeftes, en julle mens wees, en dit wat julle deur swaar gaan, en dit waarmee julle sukkel, en die geloof, alles kan julle voor hom lê, want hy het inderdaad 'n barmhartigheid vir jou, hy het inderdaad kyk met sagte oë na jou en my. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, hè. Kom sê hy vir hierdie mense wat in hierdie tyd hierso in Hebreërs kom sê hy vir hierdie Hebreërs wat in hierdie tyd gelewe het. Daarom kom skryf hy dan ook hierdie boek vir hulle om te kom sê, hoorie, so hou net vas. Julle die ultimate hoëpriester het julle inderdaad by julle. My 5 sent vanoggend. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.